Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Johannes 19 vanaf vers 38. Kom ons lees saam. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was, om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf, waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Saterdag stilte. Vrydag is die dag van pyn. Sondag is die dag van opstanding. Maar wat van Saterdag? 'n Goeie vriend noem dit die dag van stilte en onsekerheid. Dit is die dag tussen lyding en verlossing. Dis die dag waarop God stil bly. Jesus is dood. Die disippels is verstrooi. Die wêreld hou asem op. Saterdag gebeur in jou en my lewe ook. Dis die tyd na die begrafnis, maar voor die nuwe lewe. Dis die tyd wanneer jy nie weet hoe dinge gaan regkom nie. Wanneer jy net sit en wonder, hoe het dit gebeur en hoe gaan dit verder uitspeel? En dan kom hierdie twee figure, Josef van Arimatea en Nikodemus, stil na vore in hierdie Saterdag stilte. Hierdie selfde vriend noem dit die moed van stil geloof. Josef was 'n disipel in die geheim, uit vrees vir die Jode. Nikodemus het ook in die nag na Jesus gekom, ook in die donker, ook in onsekerheid. Hulle is nie die helde van die kruis nie. Hulle was nie daar toe Jesus vasgespijker is nie. Maar wanneer dit lyk of alles verlore is, kom hulle vorentoe. Hierdie toneel wys dat geloof nie altyd dapper, sigbaar en triomfantlik is nie. Soms is geloof die stil, moeisame werk van iemand wat in die donker vasbyt. Om Jesus se liggaam te begrawe was nie glorieryk nie. Dis nie 'n oorwinning nie. Dis rouliefde. Trouliefde. Dis mense wat in die stilte hulle Here eer. In ons eie stil Saterdag oomblikke, wanneer gebede onbeantwoord bly en hoop dof is, word geloof nie bewys in groot woorde nie, maar in klein getroue dade. Jou aan lief hê, selfs als verstaan jy dit nie. Jesus is dood. Alles waarvoor Josef en Nikodemus gehoop het, lê in die graf. Maar is steeds 'n heilige Saterdag. Dis die tye wanneer ons ou drome moet begrawe, wanneer alles wat jy geglo het sou werk, misluk het, en wanneer jy hoop bymekaar moet skraap. Josef en Nikodemus neem speserye saam van honderde kilogram, honderde liters. Amper 'n oordaad, amper asof hulle sê, al is alles verlore, gee ons soms steeds ons beste. Hulle dra nie hoop op 'n opstanding nie. Hulle dra rou liefde. Dit is wat ons leer op Saterdag. Soms moet ons dinge loslaat sonder antwoorde. Soms moet ons die dood eer met liefde. Al sien ons nie die lewe wat kom nie. In die donker seisoen steeds die seisoen eer. God werk dikwels in ons op maniere wat ons eers later verstaan. Saterdag is die tyd van wag. En wag is geloof. Die teks sê, daar was 'n tuin by die plek waar hy gekruisig is. En daardie tuin 'n nuwe graf. Dis nie toevallig nie, dis simbolies. God het van die begin af tuine gebruik om nuwe lewe te begin.
Die eerste mense was in 'n tuin. Jesus sal opstaan uit 'n tuin. Wat begrawe word in gebrokenheid sal opstaan in nuwe lewe. Maar op Saterdag weet niemand dit nog nie. Saterdag sê vir ons, moenie haastig wees om antwoorde te hê nie. Gaan sit by die graf. Doen wat jy kan. Wag saam met God. Geloof is soms net om teen hoop te bly hoop. So dalk die vraag, hoe leef ons in Saterdagtye? Wel, wees getrou in die klein dinge. Soos Josef en Nikodemus, gee jou liefde, selfs al verstaan jy nie. Eer die pyn, moenie die dood en verliese ontken nie. Dra die spisserye, wys liefde. En vertrou dat die tuin nie die einde is nie. Die graf is in die tuin, maar die opstanding ook. En miskien kan jy hierdie week net gaan en na Johannes 19 vanaf vers 38 tot 42 kyk, vandag. En uit vandag se teks, kyk, wat is die woord of frase wat by jou bly? En saam met die Here by dit sit. Miskien is dit iets wat met jou resoneer, iets wat na jou toe kom as jou eie, en dit dan vir die Here te gee. Kom ons bid saam. Here, ons bring ons stiltes, ons onsekerhede en ons begrafnisse na U toe. In ons eie Saterdagtye waar ons nie antwoorde het nie. Help ons om soos Josef en Nikodemus U stilweg lief te hê. Vorm in ons 'n geloof wat kan wag. In Jesus naam. Amen. U is by my, hier